Geliefdes, ek groet in die Here se naam, die een wat jou op jou naam geroep het, genade en vrede van God die Vader, van die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Die 5de gebod is, ek het nog altyd gedink, een van die maklikste gebooie wat daar is. En dit is inderdaad maklik, maar weet jy, ek weet baie keer klaar mense, hulle sê ek dink ek is 'n geskiedenisonderwyser, maar die Bybel maak vir my sin as jy dit verstaan in die tyd waarin dit geskryf is. En die 5de gebod, eintlik die 3de en die 5de gebod, dit is so belangrik dat 'n mens daar sal verstaan wat is die situasie, die omgewing waarin dit geskryf is. Die 5de gebod is vir Moses gegee, vir Moses en die volk by die berg Sinaï, so rowweg 2000 jaar voor Christus. En die tyd net na Jesus, Petrus het vir ons baie mooi geïnterpreteer. Ek lees vir ons Efesiërs 6 vers 1 tot 4. Petrus skryf, Paulus skryf daar, kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. Eer jou vader en jou moeder is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy 'n lang lewe op aarde mag hê. En dan skryf hy vir die vaders, julle sal sien in die 5de gebod het hulle net met die kinders gepraat, maar dan praat hy met die vaders ook, vaders en moeders uit die aard van die saak. En vaders moenie julle kinders uitdag nie, maar voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here. Hier waar Paulus in die tyd van die Nuwe Testament gesê het hoe die kinders moet optree, hoe die vaders moet optree. Die oorspronklike gebod ken ons, Exodus 20 vers 12, behandel jou vader en moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. En dit is baie interessant. Op 'n manier dat ek dit nie lekker verstaan nie. Dis nou al deel van my voorbereiding vir volgende week se preek, maar al die gebooie is 'n mag nie gebod, daar's net 2 moet gebooie. Moet se moenies, ons praat ons af van moet se moenies. Nou, 8 van die gebooie is moenie gebooie, 2 is moet gebooie. Gedenk die Saterdag deur dit heilig te hou is moet en behandel jou vader en moeder met eerbied is 'n moet. Die groot ding is, hier kom hierdie belofte by dat dit met jou goed mag gaan en jy lang mag lewe in die land wat die Here jou God aan jou gee. Nou weet ek, toe ek 'n kind was, baie hoog ek was, is nou nie baie gebeur nie, maar dit gebeur tog dat kinders sterf. En dan onmiddellik gaan mense sê, hierdie mense seker nie hulle ouers geleer nie, want die Here sê jy gaan lank lewe as jy die Here, as jy jou vader en jou moeder eer. Ons moet ongelukkig verstaan hoe dit destyds gewerk het. Dan gaan hierdie gebod, sowel as die seën van die Here tot in die 3de en die 4de geslag vir ons sin maak. Hier is 'n prentjie van Abraham. Abraham op pad na die land Kanaan toe. Abraham het getrek. Hoeveel mense het saam met Abraham getrek? Ek weet nie, maar genoeg dat hy oorlog kan gaan. Ons lees dat Abraham se mense gaan oorlog maak het, en na die tyd het koning Melchisedek van Salem nog vir Abraham 'n 10de gegee, of Abraham het hom 'n 10de gegee, het Abraham geseën. Dan was 'n klomp mense wat deel was van Abraham se familie. Abraham se vrou en sy slawe en haar slavin en sy kind by sy vrou, sy kind by sy slavin was daar. Lot was deel van Abraham se familie en hulle werkers en hulle slawe. In die Bybelse tyd, ons kry 'n idee daarvan, die van julle wat Indiërs ken wat in Suid-Afrika bly. Wat gebeur as 'n seun trou? Hulle bou aan, of hulle bou op. Baie van die Indiër huise het regtig 'n klomp verdiepings, en dis nie omdat hulle so ryk is nie, dis omdat hulle so baie is wat daar bly. Want as 'n kind trou, kom bly hy by, as 'n seun trou, kom bly hy by die pa in die huis. En so gebeur dit dat daar 2, 3, partykeer 4 geslagte saam bly. Ons kry dit ook hier op Aptoorn, want dit gebeur hier dat pa en ma te plot en die kinders bou huise op die plot en dan partykeer van die kleinkinders wat ook daar bly, 'n familie wat saam bly. En dit is die lewe van ou Israel.
was die wetmakers in ou Israel? Die, kom ons sê, oupa, die pa. Wie was die onderwyser? Pa en ma. Die hele gesagsstruktuur het so gewerk dat binne die familie waar daar in Abrahams geval klink dit vir my was omtrent 700 mense. Dis nou al 'n burgemeester van 'n groterige dorpie. En die ouers moet dan daardie gesag handhaaf. Dis hoekom as daar staan die sone sal die vader besoek tot in die 3de en die 4de geslag. Julle weet hoe dit is as jou pa nie kerk toe gaan. Baie mense gaan dan skelm kerk toe, maar dan gaan die hele familie nie kerk. Sones van die vaders wat die kinders besoek 3de, 4de geslag. En dan natuurlik die goeie wat hulle doen tot in die 1000ste geslag. Dis anders as mens die familie opset destyds verstaan. Die koning Dawid, was die vader vir die volk. Soos wat 'n pa vir die volk gesorg het, so Dawid gesorg vir die volk. God as ons vader, God as koning, is hierdie idee. Nou wat moet iemand doen wat vir sy familie sorg? Julle kan nou as jy nou, kom ons sê 50 mense op die plotplein, jy is nou die pa, die oupa daarvan. Jy moet redelik streng wees. Nie waar? Hoekom? Omdat jy nie van hulle hou nie? Nee. Wat is die een kind nou, die een kleinkind en die ander kleinkind se speelgoed steel? En jy sê ja, en jy kry nie op met dat daai een is vir jy trek die ene voor. Straf in die Bybelse tyd was nie om mense seer te maak of mense af te knip of om jou gruwe uit te haal. Straf was om vir die hele gemeenskap te wys ons moet reg lewe. Daarom was dit die ouers se plig om ook te straf. Julle het hierdie gesê selfs in Jesus se tyd. Vaders, moenie julle kinders uitkart nie, maar voed hulle op deur dissipline en teregwysing van die Here. Teregwysing, dissipline. Die straf was so erg dat ek het vanoggend net weer gelees. In Deuteronomium 21 lees ons as 'n kind nie wil luister nie, nadat jy baie met hulle gepraat het, ken julle sulke kinders? Was julle sulke kinders? Dan het die ouers die reg, dis nie ligtelike ding, maar dan moet die pa en die ma saamstem, dan vat hulle die kind na die oudstes van die stad. Nou kyk, die pa en ma is die pa is die regeerder van die familie, maar jy het ons nou in die stad daarom die paar oudstes, wat 'n soort van die finale, maar op sy appel is. As 'n kind nie wil luister nie en ouers het nou regtig genoeg gehad, dan vat hulle die kinders na daai mense toe en dan van daardie mense wat doen met daai kind? Om met klippe doodgooi. So as 'n kind regtig nie wil luister nie, kan ouers sorg dat daardie kind tereggestel word. Hoekom? Sodat die Bybel sal leer daardie tipe van onding nie verder versprei. So julle verstaan nou hierdie gebod in sy oorspronklike konteks. Eer jou vader en jou moeder, sodat dit met jou goed kan gaan en jy lang kan leef in die land wat die Here jou God vir jou. As jy jou vader en moeder eer, is die kans baie goed dat jy nie in 'n ganggeveg gaan doodgeskiet word nie, want jou pa gaan vir jou straf. Jy word nie deel van 'n gang nie. Jy is deel van die familie. As jy jou vader en jou moeder eer, met ander woorde jy respekteer hulle, jy doen wat reg is, dan beteken dit jou pa, dit is jy veronderstel, sal vir jou sorg. Jou pa en jou ma sal vir jou opvoeding gee, sal vir jou oplei, sal vir jou help in alles. Dis hoekom ek weet nie, die van julle wat nou so oud soos ek is en 'n bietjie ouer sal nou onthou. Kyk, dis baie snaaks. Ek wens, partykeer, toe ek nou op laerskool was in die 60er jare, ek wens my pa en ma wel so 'n week in die nuwe Suid-Afrika bly. En kyk of hulle nog gaan sê wat hulle gesê het. Jy moet respek hê vir die eerste minister en die president. Daar, ek het pak gekry, as ek sonder respek gepraat het van president C.R. Swart. Jy moet die regering gehoorsaam aan die regering as daar
omdat die Here hulle daar gesit. Die regering sorg vir ons. My oom het altyd ons gesê, julle mannetjies, want ek het ons nou altyd vrae gevra. En ek het altyd vir die oppositie gestem. Dan sê my oom, julle mannetjies weet nie wat aangaan, julle moet ons ou mense vertrou. Nou, my oom is langer oorlede, maar ek het nie vir hom gesê, as ek julle kan vertrou, kan ek enige iemand vertrou. Julle verstaan die situasie in die Bybelse tyd. Koning Dawid, 'n koning na God se hart. Hy het gesorg vir die mense. Hy het foute gemaak, baie gruwelike foute, maar hy het gesorg vir die mense. En as hy foute gemaak het hy na die Here toe gegaan. Die stadse mense wat deurdrenk was met die wil van die Here, wat gedoen het wat die Here wil. Die ouers wat gesorg het, die oupa het besef, dis my verantwoordelikheid. Was almal engeltjies? Nee, daar was gruwelike dinge wat gebeur het, maar jy verstaan die ideale situasie. Nou gaan ons na die tyd van Jesus toe, die tyd van die Nuwe Testament, toe die Romeine aanbewind was. Nou ek wil vir julle sê, ek het 'n boek vir my oor die internet verkoop, en ek het so in die boek gelees, en ek het begin met voorbereiding vir die preek, maar toe het ek so vasgevang in die boek, dat ek amper die hele boek deurgelees het. Jesus and the Towers. Weet julle, baie mense kyk nou na die apokryfe boeke oor wat het gebeur in Jesus se kinderdae. Ek sal eendag vir julle vertel wat het gebeur. Nie hierdie nonsens wat jy op YouTube video's kry nie, maar die historiese dinge wat gebeur het. In Jesus se tyd, in sy kinderdae was daar verskriklik baie opstande waar die Romeine wreed. Klein Jesus moes dit gesien het hoe die Romeine die Jode vervolg het, vermoor het. Rarig wreed in hulle opgetree. In Jesus se tyd, die mense wat nou, jy nou baie ander skrywers en so aan, in Jesus se tyd was daar omtrent 10% mense wat rarig goed geleef het. En dit was gewoonlik buitelanders. Buitelanders wat gekom het, en wat het die regering gedoen? Wat het koning Herodes gedoen? Hy het vir sy maatjies en vir die buitelandse mense onthaal, het vir hulle huise gebou, gasthuise en alles. Dit het net te goed gegaan met al die regering se vriende. Wie daarvoor betaal? Die arme mense, die gewone mense. In Jesus se tyd in Galilea sê hulle die mense wat stabiel geleef het, basies naby die broodlyn, net so 'n bietjie bokant, was 22%. Met ander woorde, hulle het oorleef. Ons gehad het groot megaboere, al hierdie mense. Terwyl mense wat op die broodlyn of net daaronder geleef het, was 40%. Amper die helfte van die mense in Galilea het nie elke dag genoeg kos gehad nie. Dit is nou die klein boere, dis die werkers van die handwerkers, mense wat dagloners was, mense met klein winkeltjies, hulle het net dit gemaak, party van hulle onder die broodlyn. En 28% van die mense, dis baie, het onder die broodlyn geleef. Baie van die mense met klein plasies, weduwees, bedelaars, gestremdes, weeskinders, en dan van die ongeskoolde arbeiders, het onder die broodlyn geleef. Die mense wat Jesus gevolg het, hoekom het hulle Jesus gevolg? Omdat hulle nie werk gehad het, dat niks beter gehad om te doen nie, so hulle ook maar agter Jesus staan. Hulle het nie verlof ingesit om na Jesus te luister nie. Dit was die omstandighede waarbinne Jesus opgetree het. En nou is dit belangrik dat Jesus en later, laat ons nou kyk, wat sê die Bybel nou vir ons? Nie van ouers nie, ons het gelees wat ouers sê, maar ek dink julle verstaan my, die ding wat in my broei. Die ouers was basies soos die regering, en ek het groot geword, die 5de gebod van oor alle gesag ook die regering. Romeine 1:13 vers 1. My pa het dit gebruik en gesê, jy moet gaan diensplig doen, want jy doen dit vir 'n goeie rede. Laat elke mens onderdanig wees aan die gesaghebers wat oor hom gestel is,
want daar is geen gesag wat nie van God afkomstig is nie. En die wat daar wel is deur God ingestel. Met ander woorde, ons huidige regering of het nasionale eenheid of nasionale verdeeldheid is wat nie weet nie, dit kom van die Here af, so ons moet aan hulle gehoorsaam wees. Is dit wat hierdie vers sê? Nee. Hierdie vers sê, regerings is daar deur God se genade. Die Romeine het gesê, hulle is heel bo. Die Bybel kom sê nie, God is bo. Julle is daar deur hulle genade. So baie belangrik, ons moet onthou die regering is onder God. En daarom, 'n mens sien dit, God verander die regering. As jy dan dink in die geskiedenis, die groot krisisse wat daar was. Die een na die ander maak die mense verkeerde besluite en wat gebeur? God sorg dat hulle verwyder word. In 1 Timoteus 2, daar lees ons, Paulus skryf vir Timoteus, het is nogal belangrik dat ons hierdie moet verstaan. Heel eerste versoek ek dat sprekende gebede, voorbidding en danksegging vir alle mense gedoen word. Vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee, sodat ons 'n rustig en stil lewe in alle godvreesenheid en waardigheid kan lei. Dit is goed en reg in die oë van God ons Vader, wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die kwaad. Hierdie is 'n verskriklik belangrike ding. Hier sê die Here vir ons deur sy woord, bid vir die konings vir gesagsgewers. Omdat hulle hierdie wonderlike mense is, die keisers van Oostenryk het geweet, God het hom daar gesit, so hy kan doen net wat hy wil, hy is God se afgevaardigde, dieselfde met baie van die regerders, ek is hier deur God se wil, so kan doen wat ek wil. Nee, jy is daar nie deur God se wil nie, maar deur God se genade, en die Here kan jou wegvat. Hoekom moet ek dan bid vir hulle? Ons moet om baie redes bid, maar hier sê hy, ons moet bid sodat hulle vir ons geleentheid kan gee om stil en rustig te leef. Sodat ons met die evangelie kan aangaan. Sodat mense onder die indruk van die evangelie kan kom. Met ander woorde, in verskriklike moeilike tye bid ons en ons sê, Here, dankie vir die godsdienstvryheid wat ons het, Here, bewaar dit. Daar is vandag mense in tronke, omdat hulle in Noord-Korea en Kolumbie die evangelie verkondig. Ons bid vir die regering en sê, Here, help hulle om vir ons so te regeer dat ons kan voortgaan met die evangelie, met die goeie werk. En dan in Petrus lees ons iets baie interessant. Wees terwille van die Here onderdanig aan elke menslike instelling, sowel aan die keiser, die hoogste gesagdraad, as aan die prokurator, die mense die die keisers gestuur om misdadigers te straf en die wat goed doen aan te prys. God wil immers hê dat julle deur goed te doen, die onkunde van dwaase mense stopsit. Leef as vry mense, nie soos hulle wat vry as denkmantel vir die kwaad beskou nie, maar as diensknegte van God. Julle moet alle mense respekteer. Die medegelowiges met liefde beheer en ontzag vir God hê, die keiser respekteer. Ek is die eerste een wat vir jou gaan sê, ons gaan oor die 10 gebooie. Die 10 gebooie is nie die checklist om hemel toe te gaan. Ons is vry, Jesus het my skuldbewys tot niet gemaak. Maar die krisis, ek dink dis een van die groot krisisse van vandag is, die mense lewe so in vryheid dat hulle doen net wat hulle wil. Hulle sê net wat hulle wil. Hierdie is 'n ongelooflike mooi gedeelte. Wees terwille van die Here onderdanig aan mense wat oor julle gestel is, want hierdie mense praat kwaad van julle. Is dit so? Ek hoef nou nie te vra om ons situasie nie. Christene, mense wat bly by, ek wil nou amper sê die suiwer Christelike leer, mense wat sê, ja, Sondag is die dag van die Here, ons moet daar en daar wet en ek sê, nee, julle mag nie. Ons wat sê so en so, die landswette, laat alles doen. Dit is so belangrik dat ek as belydelike Christen sal reg leef. Paulus, Petrus sê, nie as dekmantel om kwaad te doen. Ek wil nou, as ons nou oor vra wat plaag nog gehad, dan gaan ons lekker kan gesels.
mense kom in die naam van die Here en hulle doen kwaad, hulle leef net soos wat hulle wil en sê, die Here het my vrygemaak om dit te doen. Dan doen hulle sonde, hulle doen verkeerde. Dit maak dat die Christendom 'n bespotting word. Is die Christendom vandag hierdie eerbare instelling? Nee. Want mense lieg en bedrieg. Ek sal nie vergeet nie, een van die professors was so kwaad, hy was nou by 'n doopgeleentheid, waar een van hierdie groot boerebedriegers, wat baie miljoene van mense laat wegraak, by 'n doopgeleentheid voorstaan. En hy kon dit nie hanteer nie. Hierdie een wat so vol bedrog is, staan daar voor die preekstoel vir die kleinkind se doop. Waaroor gaan dit? Wat se boodskap dra dit uit? Weet jy baie geld, jy sê seker geld vir die kerk, so alles is reg. Jy lewe soos wat jy wil, maar as jy is in Christus vrygemaak, jy kan maar lewe soos wat jy wil. Gaan. Hier sê Petrus, ons respek vir alle mense. Kyk nie wat sê hy hier. Julle moet alle mense respekteer. Medegelowiges met liefde beheer. Met ander woorde, ek het respek vir alle mense, my medegelowiges, ek moet hulle koester. Ons is kosbaar vir mekaar. Ons sag vir God hê, die keiser respekteer. Hoekom? Sodat mense nie van God sleg praat. So maak nou nie saak wat nie, maar as jou lewe nie reg is nie, as jy ander sonde doen, dan is jy die rede dat mense van God sleg praat. En dit is so eenvoudig. Dit is so eenvoudig, dus ons by die 10 gebooie stil staan. Hierdie 10 wat maar 'n samevatting van 613 wette is en nog meer as dit. Hierdie 10 wat vir ons sê, dit mag jy nie doen nie, dit mag jy nie doen nie, dit moet jy doen, dit moet jy doen, dit mag jy nie doen nie. Sodat ons kan weet hoe ons kan leef, dat mense vir God respek. En dan die laaste ene wat ek net wil lees, Titus. Kyk, Kreetese mense, ek moet nou besluit, was in die Oosrond op die Kreeusdorp Wes van daai tyd, want Kreetese mense was rarig, hulle was rowwe mense, hooligans. Nou skryf Paulus vir Titus, herinner hulle daarom aan die owerheid en al gesag onderdanig te wees, om gehoorsaam te wees en bereid tot elke goeie werk. Niemand te belaster en nie bakleierig te wees nie. Hulle is mense wat sommer maklik net gaan baklei. Maar vriendelik en 'n ware sagmoedigheid aan mense te betoon aan ander mense. Want ons was ook voorheen onverstandig, ongehoorsaam, verdwaal, verslaaf aan allerlei begeertes en liste. Ons het in kwaadwilligheid en naaiwer geleef, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Dis die prentjie wat Paulus skets van die mense in Kreta sê wat hulle moet reglewe. Klomp verse in die Bybel wat vir ons sê ons moet gesag owerhede respekteer. Hoekom? Ek het 'n klomp redes hier uit die Bybel gehaal. Nommer 1, omdat ons glo hulle is daardeur God gestel en hulle doen baie keer reg en baie keer straf hulle die misdadigers. Maar veral ons getuienis. Alles wat ek doen, as ek 'n WhatsApp skryf, as ek kla oor die scrap metal lorries wat so daar staan en alles, waaroor gaan dit? Ek moet vir myself afvra, wat se getuienis dra? As ek, party ander voel ek wil gou afgaan oor die geraas wat daar omgewings en musiek en die goed is, wat se getuienis dra? Party keer moet ek my mond oopmaak om getuienis uit te dra. Party keer moet ek stil bly om getuienis uit te dra. Ons leef, wat ek nou sê, 4000 jaar, 3000 jaar, dit was in Moses 2000, maar so 1000 voor Christus, 1000 km. Ons lewe nou 3000 jaar na Moses. Ons samelewing lyk totaal anders. Pa en ma werk. Kinders hoop ons maar gaan skool toe, maar ons weet nie. Klein kindertjies, as ouma nie na kyk nie, gaan hulle na crash toe, waar ek maar hoop die mense sê wat hulle sê hulle gaan doen, of die mense doen wat hulle sê hulle gaan doen. Ons lewe in sulke verskriklike ander omstandighede.
dat een van die belangrike goed, wat moet ons vir ons kinders leer? Ek dink ons moet vir ons kinders by die basiese begin. Respek. Respek vir alle mense. Respek vir onderwysers, respek vir kleuterskoolmense, respek vir oupa en ouma, respek vir pa en ma, respek vir die polisie, verkeerspolisie, respek vir die regering. Hoekom? Omdat hulle dit verdien? Nee. Bruce Wilkinson het een keer rondom respek vir pa en ma, het hy vreeslike mooi ding gedoen. Hy het gesê, as daar nou kinders is wie se ouers, die ma is 'n prostituut en die pa as opdwelms en hier is die kind, dan nou sê ons nou respek vir die ouers. Hoe werk dit? Hy het 'n vreeslike mooi ding gedoen. Hy het iemand gekry en gesê hy moet op 'n stoel gaan sit. Dus sit hulle daar, as hier by kerk in Pretoria wat hy hierdie ding aangebied het. Hy sê vir hulle, kom ons sê, dis jou pa, ma, jou ouers. Hulle is rubbish, hulle verdien nie in respek nie, maar toe het iemand anders gesê, gaan staan agter hulle op die stoel. Toe het hy gesê, as jy kyk na jou ouers, as jy kyk na die regering, agter hulle is God. En dis vir God wat jy moet respek. Daarom, as jou ouers nie die respek verdien nie, gee vir hulle nogtans die respek, en agter hulle staan God. Julle sien, dis waaroor dit hier gaan. Ook in die Bybelse tyd, daar was ook gesinne wat nie reg gefunksioneer nie. Daar was ook ouers wat afgoderye gedoen in plaas van die Here te dien. Maar agter hierdie gesag staan die Here, wat wil hê dat daar orde in die wêreld moet gebeur. Dit beteken, ek gaan praat as die regering goed verkeerd doen, want ons is in 'n demokrasie, en ek gaan stem. Maar op so 'n manier dat mense kan sien dat ek die Here vertrou nommer 1, dat ek die Here respekteer. Ek het begin om te sê, hierdie is 'n vreeslike maklike gebod, maar eintlik is dit 'n baie moeilike gebod. Want die mense wat oor ons is, verdien nie ons respek altyd. Maar sonder respek, wil ek amper sê, is daar geen samelewing moontlik. Dis hoekom, dis vir my so mooi, as Petrus hier skryf, waar hy sê, ons moet respek hê vir alle mense. Julle moet alle mense respekteer. Respek sien God agter die mens. Iemand wat in die straat lê, dronk gesuip. Ja, Jesus het vir daardie persoon aan die kruis gesterf. So in plaas van om te vloek en te skel en alles, ek kan met hom beklei, maar probeer daardie persoon help om by die Here uit te kom. Van Riebeek het gekom in Suid-Afrika en hy het gesê, ek het nou die woord verander, want die woord sê nou, laat die heidene die lig kan sien. Dit was hulle idee, ons wil hier in Afrika die Here se lig uitdra. En ek glo ons is nog steeds hier. Nie net die Hollanders, Afrikaners, blankes nie, maar alle Christene is hier om God se lig uit te dra. Vir al die boeke wat ek nou gelees het, maar ek moes wyd lees oor hierdie 10 gebooie, want dit is regtig ingewikkelder as wat ek gedink het. Is daar een boek wat vir my vreeslik mooi die saak gestel het. Hulle het gesê, baie ouers werk vir respek. Baie ouers wil hulle kinders dwing, jy moet respek hê vir my, jy moet respek hê vir jou oom, wat in die tronk is, jy moet respek hê vir die regering wat korrup is, jy moet respek vir alles hê. Dis 'n vrou wat die boek geskryf het gesê, as jy respek wil afdwing, gaan jy geen respek kry. Die mense gaan bang wees vir jou, maar nie respek. Wat is die geheim? Sy skryf, sorg jy vir liefde, dan sal respek outomaties kom. En ek dink dit is vir my in hierdie doolhof van eer die vader en moeder seker die mooiste wat ek regtig graag gelees het. Ek gaan mense respekteer, want ek is groot genoeg om te weet. Maar vir die mense rondom my, vir my kinders, kleinkinders as ek in die eendag het, vir katkesante, vir die mense rondom my, wat doen ek vir hulle? Ek wil hulle moet my respekteer as mens. So ek werk vir liefde, dan sal die respek van self kom.
God is presies wat hy doen. Hy het in liefde na ons toe gekom, nie sodat ons 'n klomp hooligankuns kan wees nie, nie sodat ons kan doen net wat ons wil nie, maar hy het in liefde na ons toe gekom, sodat ons respek vir hom kan hê, respek vir sy woord, respek vir sy wet. En dis waaroor dit gaan. Sorg vir liefde, respek gaan kom. Ek en jy moet respek uitdra, ek en jy werk vir liefde, sodat mense my alle gesag en vir al die Here kan respek.